en ek sê pastoor Christie. Net die protokol hier op hou. Ja, julle, baie dankie vir hierdie geleentheid. Dit is my 'n groot voorreg. Kan ek sê 'n groot eer. My oupa was hier in Orania, ek dink 97, 98 lente betrek. So 2000 het ons sy begrafnis gehad hier en hier is nou die eerste keer na alle jare wat ons weer terug is hier, so ons is regtig bevoorreg en geseën. So daar is baie om te sê oor die goedheid van die Here. En ek wil begin met daai vers wat Christine nou aangehaal het. As julle julle Bybels hierso het, dan kan julle so oopmaak saam met my. Dan gaan ek vir julle so in 'n neutedop my getuienis deel en dan gaan ons deur 'n paar skrifte gaan. Dis Brian. Ek wil sê baie dankie vir daai leiding en sang en aanbidding. Julle is regtig bevoorreg om vir Brian hier so te hê. Openbaring 2 vers 4 sê, dis die Here Jesus wat praat met die eerste gemeente in Openbaring. En hy sê, ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Nou, net so 'n bietjie agtergrond, hierdie is die gemeente Efese, van Handelinge 19. Paulus was daar vir 18 maande, hy daar bedien, en hierdie gemeente het die hele Asia bereik met die evangelie. Wonderwerke het gebeur, ek meen, ek sou dit beskryf as die Nuwe Testamentiese herlewingskerk. Daar was bekering, daar was wonderwerke, daar was antwoord op gebed, daar was ywer, daar was disipelskap, daar was kerkplanting. En Paulus was die apostel wat hom gestig het en later het Johannes gekom. En Johannes was dan ook toe 'n herder gewees daar. Hierdie selfde Johannes wat nou hierdie woorde hoor, jare later. En hoe is dit dat so 'n gemeente, wat duidelik die salwing het, duidelik is die Here teenwoordig, duidelik groei die gemeente, nie net in getalle nie, maar ook in diepte, hoe het hulle eerste liefde verlaat? Hoe is dit moontlik? Nou, as ons hulle toestand vergelyk met ons in vandag, net Suid-Afrika, kom ons vat net Suid-Afrikaanse Christelike gemeenskap. Die statistieke sê, Suid-Afrika is 80% 'n Christenland. Wie van julle wil dit betwis? Dat ek net daar is. Okay. So, duidelik, daai statistiek is verkeerd. So, die kerk het nie genoegsame invloed in die gemeenskap, om die gemeenskap te verander, om daai statistiek waar te maak nie. So, as Handelinge se kerk, Handelinge 19 se kerk, soveel invloed gehad het, maar die Here sê, ek het een ding teen jou. Ten spyte van al hierdie dinge, het jy jou eerste liefde verlaat. Dan sê vers 5, onthou dan, waarvandaan jy uitgeval het. So dit kom voor vir my asof hierdie skuif van eerste liefde, hierdie skuif van eerste prioriteit, so stelselmatig gebeur, so subtiel, dat daar is 'n vergeet wat plaasvind, dat die Here vir jou moet sê, onthou, keer terug. Jy het verlaat, dis nie die Here wat jou verlaat het, jy het die Here verlaat, in 'n spesifieke aspek, wat die Here sê, daai aspek is 'n verhoudingsaspek. Jy het hom as jou eerste liefde verlaat, terwyl jy nog bid vir die siekes en hulle word genees, terwyl jy nog die evangelie bedien, en mense kom tot bekering, terwyl jy nog uitgaan en die kerk opbou, is daar in jou persoonlike verhouding met hom, het iets gebeur. En nou sê hy, onthou dan waarvan jy uitgeval het. En dan sê hy, keer terug. Hy sê, en bekeer jou, en doen die eerste werke. So daar is die eerste werke, wat gekoppel is aan die eerste liefde. Kom ons vat, kom ons sien, enig iemand 'n raai.
of 'n idee, wat is die eerste werke wat gekoppel is aan die eerste liefde? Want as die bediening van die evangelie en die bid vir die siekes en die opbou van die kerk, as daai dinge nie die eerste werke is, want hierdie gemeente het al daai gehad. Daar's die hart, die persoonlike intieme verhouding met die Here, dat die eerste belangrikste ding in jou gebedsverhouding met die Here is om hom te ken. Amen. Nie die antwoord op gebed vir al die werk van die bediening, want daar is 'n geweldige werkslas. Dis ook nie al die sorge wat jy wil uitstort. Here, ek het 'n probleem met hierdie ene wat my nie. Ek het 'n probleem met hierdie ene in die gemeente en nie daai ene daar buite wat so maak en nie. Jy weet daai klaarlysie wat jy mee begin. Die klaagliedere. Maar dat jou gebed gefokus is om hom te ken. Sommige mense gaan en spandeer tyd saam met die Here net om openbaring te kry, om 'n boek te skryf om geld te maak. En ander gaan dan weer, hulle soek net die Here vir die hand van die Here. So soek ons die Here om hom te ken. En soek ons hom eerste, is hy die eerste belangrikste vir ons, kry hy ons meeste tyd, ons meeste aandag, is hy ons hoogste prioriteit, is hy ons hoogste plesier, is hy die eerste in ons lewens. So hy keer terug na jou eerste liefde toe, is 'n persoonlike intieme verhouding tussen my en die Here, waar ek hom soek as 'n persoon. Nou sê die Here, hierdie herlewingskerk het op een of ander manier dit verloor. Nou, daar is 'n uitdaging wat bestaan, wanneer ons die Here soek, dan is dit soos ons word gevul met olie. As ons die lamp vat, as 'n voorbeeld. Die lamp kan net brand, as hy olie het. So nou soek ons die Here, nou het jy 'n ontmoeting met die Here, nou gee die Here openbaring, nou gee die Here jou olie, nou begin jou lamp skyn. En hoe meer die lamp skyn, hoe meer sien mense in die duisternis, hier's lig. En hoe meer kom mense, hoe meer word die eis van bediening. Hoe meer word die eis van, maar daar's 'n ware God en hy werk deur mense en mense kom. En hulle druk op die knoppie en hulle bel jou en hulle soek jou. Hoe meer dit plaasvind, hoe groter raak die gevaar dat jy jou aandag wegvat van die Here af. Die eis op jou tyd, die eis op die Here se salwing op jou lewe, raak die kompetisie vir jou eerste liefde. Okay. Ek wil daar begin, en dan wil ek gou teruggaan. 2008 is ek geroep in die bediening in, kom uit 'n NG Kerk agtergrond uit, en toe is ons so bietjie in die AGS, en toe is ons oor na die volle Evangelie Kerk toe. So bietjie van daai, so ek was net kort voor my aanstelling in NG Kerk, so ek uit die kerk uit, maar ek was daar die kassasies, en jy weet so daai goeie ou dae, my oupa was 'n dopper, my oom is nog steeds 'n dopper, afgetrede dopperpredikant, my neefie is 'n dopperpredikant, so ken 'n bietjie van daai wêreld, en toe in die AGS, so was meer charismaties, en toe van daar af in die volle Evangelie Kerk, wat ook charismaties is, en daar kom ek tot bekering, en daar ervaar ek die roeping van die Here op my lewe. En daar gee ek myself oor, en ek sê, Here, hier is ek. Ek weet nie mooi wat dit beteken nie, maar hier is ek. En ek word toe 'n voltydse vrywillige werker by die volle Evangelie Kerk. En wat dit beteken het was, waar ook al daar hulp nodig was met die jeug, met skoonmaak, met kamperreël, met uitreikereël, bedien daar in die lokasie, bedien die jeug, woensdaande, werk saam met die jeugpastoor, gaan na die hoërskool toe, laerskool toe. En in die proses begin ek teologie studeer ook. Maar nou is hier 'n ywer vir die Here, hier is ons op passie. Ek het 'n ware ontmoeting gehad met die Here. Hy het my skoon gewas op my sondes, hy het my verander hier binne in my hart, hy het my vrede gegee. Maar hierdie ywer vir die Here het ook toe geëindig waar ek die kerk verlaat en betrokke raak
nie in Israel visie nie. Het jy al gehoor van Israel visie? Ja. Ek dink nie sê hulle is vrye visie. Vir julle wat nou nog nie. So 2008, na was dit so 8 maande in die kerk toe word ek gekonfronteer met is die Sondag die Sabbat van die Bybel of is die Saterdag die Sabbat van die Bybel? En sonder DVD's en boeke en goeders, het ek gaan bid, en die Here wys my nie, maar die Saterdag is die Sabbat van die Bybel. Maar nou, wat maak ek nou? Jy weet, en ek kom na die pastoor toe, en hy sê, Andrew, as jy gelei voel om Saterdag te is nie 'n probleem nie. Ons kan dit nie 'n Saterdag byeenkoms hier by die kerk hê nie, want dan gaan die hoofkantoor my aankla van 'n sekte, dat ek 'n sekte hier by die kerk het. Want die kerk is bekend om Sondag by mekaar te kom, en as ons nou 'n ander gebruik en 'n ander gewoonte gaan hê, dan gaan hier nou probleme kom. Sê nee, dis nie 'n probleem nie. Teen 2009, na 18 maande in die kerk, as 'n voltydse vrywillige werker, toe is daar nou soveel ongemak, en ek voel toe my tyd is verby. En daar as ek weg van die kerk af, en die storie loop rond in 'n klein dorpie dat Andrews uit die kerk het weens die Sabbat. En dit is mense net kom koffie drink, dan kan jy soveel dinge uitsorteer oor 'n koppie koffie. En daar is ek baie diep seer gemaak. En hier is 'n kritiese ding, as jy ooit seer gemaak is in 'n geloofsgemeenskap, moenie jouself afsonder, isoleer, moenie kritiseer nie. Weet ek sê dit so by 'n familiebyeenkoms, sê ek, weet almal hierso is bloedfamilie. As jy nou aangetroud is of nie aangetroud is nie, ons almal hierso is familie. As jy mekaar kwaad maak hier, dan moet jy dit uitsorteer. Jy kan nie 'n familie kies nie, weet dis. Maar in die Christelike kerkwêreld het ons hierdie ding, as iemand jou aanstoot geneem het, of as jy aanstoot geneem het by iemand, dan gaan soek jy in church hop hier, soek 'n ander kerk, dan soek jy 'n ander kerk tot jy nou een vind waar jy nou gemaklik is. En veral as jy in een dorp bly, as iemand die opdaag en "Haai, hoe gaan dit? Waar kom jy vandaan?" Nee, ons kom van die Engie kerk af. Wat maak julle nou hierso? Nee, ons soek 'n nuwe kerk. Dan sê ek vir daai pastoor en daai dominees, daai middag tel jy die foon op, jy bel daai dominee. Jy sê vir hom, so en so het opgedaag hier by my gemeente. Want die mense spring rond, want hulle kry aanstoot, hulle raak ongelukkig oor iets, en dan is hulle brombeere, trek die styl teen die bene, en hulle loop na die volgende kerk toe, en dan kry sommige kerke al die moeilikheidmakers. En as jy net lidmate wil groei, dan kry jy ook al die gemors. En dan word dit 'n gemorsappel daar, en dan gebeur dit oor en oor en oor. So vat daai mense vas. Soos Christus het gebid vir 'n pastoor. Want jy kry ene wat die mense vas, nie nonsens vat nie. In 'n geval, ek is besig om my storie af te gaan. En daar is 'n dametjie in die dorp wat hoor, nee, hier is 'n jong ouetjie in die kerk het oor die Sabbat, en sy kontak my, sê nee, maar ek kan jou leer van al hierdie goeders, Bybelse, Hebreëus, die Sabbat, die feeste, die Ou Testament, en ek was soekende vir dinge wat ek gevoel het die kerk nie my wil leer. Jy weet, nou in my jonkheid sit ek by die kerk, en ek lees die Bybel, en soveel amazing goed wat hier gebeur, maar nou sien ek dit nie, en ek beleef dit nie. So daar is eintlik 'n opregte soeke na meer van die Here, maar ek kry toe nie meer van die Here nie, ek kry toe meer godsdienst. En daar's wonderlike dinge in die Ou Testament. Ek meen, ek is lief vir die hele Bybel. Hier word ek toe geleer van die feeste van die Here, Levitikus 23, die 7 feeste van die Here. En ek word geleer Bybelse Hebreëus. Ek gaan studeer toe Bybelse Hebreëus later by die universiteit, en ek bied dit toe aan vir 5 jaar. En ek leer toe van Israel. En hierdie dametjie sê toe, maar weet jy, die rede hoekom jy nou eintlik hierdie ontdekking van die Sabbat gekry het, en hoekom die kerk jou eintlik nou verwerp het, en hoekom jy eintlik nou so ywer het, is eintlik een van daai verlore Israeliete. Ek sê toe van genuine. En sy gaan na die Ou Testament en sy wys my, maar kyk hierso.
722 voor Christus kom die koninkryk van Assirië en hulle val die noordelike stamme aan en hulle neem hulle in ballingskap en ons al hierdie profeseë in die Ou Testament wat sê die Here gaan die twee huise een maak, die huis van Juda in die suide en die huis van Israel in die noorde en hierdie Israeliete het toe later Europeërs geword en hulle het toe later Amerika en Engeland en hulle van daar af in Suid-Afrika ontstaan en eintlik is daar hierdie Christene wêreldwyd wat eintlik verlore Israeliete is, maar hulle weet dit nie, maar hulle oë gaan oop, want dit is 'n eindtyd profesie dat hierdie twee moet een word. En ek maak dit nou regtig, maak 'n opsomming hiervan, gaan ons baie om te sê oor dit. En daar vat ek daai as identiteit. Ek is 'n Israeliet. Wat behels dit nou? My hele perspektief oor die Bybel verander. En ek beskou die verandering, die drastiese verandering, soos 'n wedergeboorte, so drasties is dit. Want jy sien jouself nou anderste. Jy is nie meer net 'n Afrikaner wat hier in Suid-Afrika bly nie. Jy is eintlik nou 'n vreemdeling in Suid-Afrika. En nou gaan jy Pick n Pay toe en die Pick n Pay, hulle maak nie onderskeid tussen vark en ander goed nie. So alles in die kombuis word gesny met dieselfde masjinerie. So nader het ons vir maande lank glad nie vleis geëet nie. Want dit was net soos hoe maak ek nou? En sommer dit nou studeer ek Bybels in Hebreëus en nou dink ek maar wragtig, dit is die rede hoekom die kerk so lou is. Want nou sien ek in hierdie groepe mense wat ywerig is. Mense wat bereid is om opofferings te maak. Hulle sal nou hulle Sondag skuif na Saterdag toe. Hulle sal nou Kersfees los en Paasfees los en hulle sal nou ander Bybelvertalings kry. Die mense lees eintlik meer Bybel as die kerkmense. Om jou 'n voorbeeld te gee. Ek was deel van die bedieningsspan en ons het die jeug bedien en ons het baie 53 jeug gehad. En ek gee hulle toe huiswerk. En ek sê vir hulle volgende week moet jy terugkom. Jy moet 'n Bybelversie gememoriseer het buite Johannes 3 vers 16 wat jy al klaar moes geken het. En almal van hulle sê is reg en hulle kom die volgende week terug. Toe was daar een seentjie uit 53 kinders wat een Bybelvers kon memoriseer. En wat my skokkend is die toegewydheid en die ywer en die soeke vir die Here, daar is so 'n louheid. En nou is dit soos okay, daar's 'n louheid weens vleeslikheid. Die vleeslikheid demonstreer homself net as 'n louheid in die kerk, 'n mengsel van die wêreld. So daar's 'n verdraaiing van die genadeboodskap. Daar's 'n verdraaiing van wie God is in baie tradisionele kerke. Dan het jy die groepe wat uit die kerk uitkom, wat nou natuurlik die kerk kritiseer, ek was een van hulle gewees, en al die foute van die kerk uitwys, hulle het net so 'n vleeslikheid, wat dit net openbaar in 'n ander vorm, wettigheid. So dis die boom van kennis van goed en kwaad. Die goeie kennis, wat die kennis van die Bybel is, 2 Timoteus 3 vers 5, die vorm van godsaligheid, maar dat die krag daarvan verloor. So hier is ek op hierdie ywerige pad, en ek dink toe wel, hier lyk dit my het ek nou meer waarheid is aan my openbaar, en ek studeer die Bybel ywerig, en ek studeer Bybels in Hebreëus ywerig, en studeer die 7-dagse Adventiste se DVD's en hulle leerstellings, en studeer die Hebreëse wortels leerstellings. So daar's 'n oorvleeling tussen Israelvisie en die Hebreëse wortels. So daar's verskillende benamings, die Joodse wortels, Messiaanse beweging, Torah gelowiges, Torah onderhouers. Die Israelvisie se oorvleeling is dat Israelvisie glo hulle is Israeliete, en daarom is die onderhouding van die wet, kan ek sê 'n vereiste. So die ou verbond is nog steeds die ou verbond, dis net die nuwe verbond, is die bloed van Christus het die ou verbond nou hernie. So nou is daar nie meer die Jood en Heiden nie, dis net Israeliete.
So dis 'n omgekeerde, as jy al gehoor het van 'n vervangingsteologie, wat sê die kerk het Israel vervang. Hier is 'n omgekeerde vervangingsteologie. So almal wat nou glo in Jesus is net Israeliete en daarom is die kerk net Israel. So dis 'n omgekeerde konsep. Maar die gevaar is, dis identiteit. Die kern is identiteit vleeslik. As jy Israeliet is dit 'n vleeslike ding. En daarom kom hoogmoed saam met dit. En die kritiesheid. En dis 'n eksklusiewe geloof net vir 'n klein groepie. En dan regverdig hulle rasisme saam met dit. En dis 'n omgekeerde geestelike groei. So geestelike groei is veronderstel om so te wees, as ek dit kan so demonstreer. Volmaaktheid in Christus is daai kant. Daai kant is vleeslikheid. Nou is daar ywer om soos Christus te word, maar elke keer as iemand probeer gehoorsaam wees, dan is dit in die vlees, en dan is daar 'n vleeslikheid wat heeltyd openbaar word. So meer as hulle ywerig is, hoe meer hulle doen, hoe minder word hulle soos Christus. En dis wat met my gebeur. So ek wil soos Christus word, so daar's 'n ywer om gehoorsaam te wees, om toegewy te wees, om te doen wat hy sê, om hom te behaag. Maar hoe meer ek dit probeer doen, hoe meer word ek krities, en ek word hard, en ek word liefdeloos, en ek word bekleierig, en so al daai is die werke van die vlees. In plaas van dat ek fokus op Christus, en in my gehoorsaamheid en my toegee aan die Heilige Gees, word ek meer liefdevol, daar is meer lankmoedigheid, daar is, in plaas van kritiesheid as ek foute sien in die kerk, is daar intersessie en medelee. Daar is geen gawe van kritiek van die Heilige Gees. Geen. So, as ons die Here Jesus wat as 'n voorbeeld, hy loop op aarde, hy ken volmaak, hy sien al die fariseërs, hoeveel keer wil hulle kom twis en beklei, en hoeveel keer vra die disippels, hulle kan nie mooi verstaan nie, daai ons doen dit, nie een keer het die Here Jesus, was hy krities geweest. As jy Matteus 23 sien as kritiesheid, hy het dan in Matteus 23 die fariseërs aangespreek, maar hy is dieselfde persoon wat hulle ingetree het op die kruis en gesterf het vir hulle. Sodat ons Handelinge 9 kan hê, waar Paulus 'n fariseer was, wat op bekering gekom het. Jy sien so, dieselfde Jesus, wat hulle berisp het hulle berisp met dieselfde hart om te sterf vir hulle. So hier is ek op hierdie ywerige roete. En van ywer tot ywer. En prys die Here, ek het my vrou ontmoet in Israel, op 'n toer, 2010, so het op dieselfde toer gegaan, en oogats, daar is 9 Pinksterpastore, op dieselfde toer, en ek is net so ywerig om almal te vertel van nuwe dinge wat ek geleer het en ontdek het, en nie almal is so ywerig om te hoor wat ek te sê het nie. En die Here het 'n manier om selfs in jou dwaasheid en in jou onkunde, as daar opregte hart is, dan is die Here besig om jou dop te hou. En ek kan getuig, hy 6,5 jaar, die Here het nie sy hand weghou van my. Hy het nie gesê, Jesus, maar jy het nou 'n paar dinge hier so skeef, nou gaan ek my hand afhaal, en nou gaan ek jou hier slaan. Jy sien, die godsdienstige mens en die wettiese mens het daai aanskouing van God. Hulle verdraai die heiligheid van God vir 'n hardheid van God. Die God is heilig, daarom is hy, okay, nee, die Here is nie so nie. Nee, gaan lees Eksodus 33 en Eksodus 34, waar Moses sê, wys my u heerlikheid, Here, en dan sê die Here, barmhartig en genadig, lankmoedig, vol goedertierenheid en trou. Dat dieselfde Agab, die dag toe hy berou gehad het, Elia loop nog uit die hof uit, daar hy hom toegespreek het, toe kom die gees van die Here na Elia toe en sê, kyk Elia, sal ek nie Agab barmhartigheid bewys nie. Kyk hoe hy bekeer en berou. Dis dieselfde Agab wat die profete doodgemaak het, wat afgodstempels gebou het, en die dag toe hy berou gehad het, opreg berou in sy hart, toe die Here gesê, kyk, sal ek nie hom barmhartigheid wys nie.
Daai is die heilige God wat alles sien. Maar dan kom ons as mens, dan stel ons onsself op by die troon van God, by die regterstoel. En dan wil ons die oordeel gee, asof ons in God se plek is. Nee, dis nie die Here daai. So, van ywer tot ywer, 2011 Junie het ek begin die Hebreëse klasse aanbied. En die opregtheid in my hart was, okay, die kerk kan ek sien het 'n probleem. Almal kan dit sien, dit nie rocket science om dit te sien. En ek dink toe, okay, as ek die kerk kan help, teruggaan na Handelinge toe. En wat was in Handelinge? Die kerk was die Joodse kerk. So as ek dalk nie die kerk kan help om 'n bietjie Hebreëus te dink, want jy sien, almal Handelinge het Hebreëus gedink. So, ja, want dis, hulle was geestelik geweest, maar nou dink jy, okay, as jy 'n paar Hebreëse woorde het, die Hebreëse konsep, dan gaan jy geestelik wees. Want die eindresultaat waarna ek soek, is die teenwoordigheid van God, die koninkryk van God, sondaars tot op bekering kom. Die Here se teenwoordigheid hier, maar die metode soontoe is nie een deur die gees nie. Dit is een deur die vlees. En dis nie om te sê dat daar niks fout is met die Hebreëus nie. Dit is 'n wonderlike taal. Grieks is 'n wonderlike taal. En so leer ek mense toe, en ek het die Hebreëse klasse. En sover as wat ek kon ry, het ek klasse aangebied, en mense het begin leer, en in die proses, soos ek die Bybelse Hebreëse leer, so begin mense nou, belangstelling het in die wet, en die feeste, en hulle begin die Ou Testament sien, as een boek met die Nuwe Testament. Dis nie die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament. Dis dieselfde God. 2013 trek ons af van 'n Bylpark toe, 2014 na is ons in hierdie gemeente, en ons preek toe vir 6 maande lank, dat as ons sê ons is van die verlore stamme, en hierdie is 'n eindtyd profesie dat hierdie 2 huise van Israel moet weer een word in die land van Israel, dan moet ons mos 'n motivering hê en 'n poging aanwend om terug te trek na Israel toe. As ons mos nou sê, ons kom daar vandaan, en die Here gaan ons terugbring soontoe, en dis wat ons gedoen het, ons het vir 6 maande lank, elke Saterdag se diens, gepreek, en ons het 'n gemeente gehad van 80 mense, en ons 3 voltydse pastore, ons gaan terug Israel toe, en ons weet nie maar hoe dit gaan werk nie, want die Israelies dink nie, ons is Israelies nie, en ons het 'n paar probleme, maar ons het toe 'n toer gehad, ons noem dit 'n pioniertoer. Ons was 4 leiers, ons het so 10 tot 12 dae was ons in Israel gewees, dis ook daar deel van die boek, en my werk was om met die kamera hierdie hele proses te probeer in 'n verslag sit. So ons het met ortodokse rabbies gaan gesels, wat in die Wesbank, in Karne Shomron bly, en hulle het 'n organisasie gestig om mense wat hulle gesien het soos ons was in die kerk, as jy uit die kerk het, in die Hebreëse wortels, nou het jy gevorder in die oortuigings, nou is jy op die punt waar jy ortodokse Judisme begin het ondersoek, en jy is nou ernstig genoeg dat jy terug wil trek na die land toe, en nou sulke groep mense het hulle dan, kan ek sê, ontvang, hulle bietjie gewys hoe lyk Israel, en dan gehelp in die proses om deur conversion te gaan. Nou, ek weet nie wat is 'n mooi woord in Afrikaans, is dit proselytering, nee? Dis 'n mooi Afrikaanse woord. Nou, hoe dit werk is, jy glo in Jesus, maar nie die Jesus van die kerk. Want as jy op daai stadium gekom het van hierdie pad, dan is jou oortuiging dat Jesus van die kerk, amper soos, ek kan amper wat nou vergelyk met wat Jaapie van Sail sê oor Jesus is die antichrist. Jy al gehoor van dit? Ja. Ek was nogal nie eens gesit en gedink, hoe het hy nou daarby uitgekom? Toe ek na die ding geluister, toe dink ek, daar is 'n baie slegte observasie en gevolgtrek. Maar nou, daar sit ons in Israel,
En hierdie ou oomie wat Suid-Afrikaner was, wat geconvert het, wat nou saam met die ortodokse rabbi werk, sê vir ons, maar julle glo mos nou nie meer in Jesus van die kerk. Want Jesus van die kerk, hy het Sondag gehou, en hy eet vark, en hy het Paasfees en Kersfees ingestel, en hy het gesê die wet is weg. En so daar is die Jesus wat die kerk aanbid, en die kerk verkondig, maar julle glo mos al lank nie meer in dit nie. So al wat julle mos nou moet doen is, julle gaan na die rabbi toe en jy sê vir hom, ons is klaar met die kerk. En leer ons die Torah, leer ons die wet. Jy is ywerig, maar eintlik in jou hart glo jy in Yeshua, die Joodse Jesus, wat die wet onderhou het, wat gesterf het vir jou sondes, wat die lam van God is. So, jy moet 'n gesplete persoonlikheid skep van wie jy nou glo en nie glo nie, en jy moet 'n front hê voor hierdie rabbies, want in jou hart wil jy nie regtig om verloor nie. Maar jy het nou hierdie oortuiging, hier is hierdie probleem, en jy moet nou hier deurkom, sodat jy nou deur die rabbies kan aanvaar word, as Joods. Hulle gee jou 'n nuwe naam, 'n nuwe identiteit, en dan kan jy aansoek doen om te trek Israel toe. Want dis wat hy gedoen het, hierdie oom. Eers nou dink ons, kyk die eerste aand toe, ons het nou hoor, ek sit nou in die kamer, en ons het 'n onderhoud met hom, na die tyd, kyk ons vir mekaar, en ons sê, o Jesus, die mense gaan nie die ding lyk. Terugkom hier in Suid-Afrika vir die kerk sê, as hy almal, ons het nou klaar kerk gespeel, ons gaan na Jode word, dan sit ons daar en dink ons, o Jesus. Maar nou, daar is geen ander manier nie. Want as jy wil Israel toe gaan, as 'n nie-Israeliet, en die Joodse gemeenskap beskou jy nie as 'n Jood nie, dan moet jy of baie geld hê, om daar besigheid te stig, en besigheidsregte te kry, en sê maar 2 jaar visum. Jy kry nog steeds nie burgerskap nie, dis, ons praat van miljoene rande, 100 miljoen is dalk minimum, en ons sê toe, okay, hierdie is dalk die enigste moontlike opsie, en jy weet, nou begin daai godsdienstige ding hier binne werk. Ja, nee, daai kerk terug daar van Abel, helfte van hulle is in 'n geval, hulle wil kerk speel, en ons is klaar met kerk speel, en ons gaan hierdie ding nou doen volk, jy weet, en ons gaan al die wette nou hou, en ons, jy weet, en hier kom ons terug, en dit is 'n bekleierery, soos min, en ons bedank, en ons 'n kerkskering, en hier kan ek jou sê, hoe godsdienst werk. Daar kan nooit iets goeds kom uit 'n kerkskering nie. Want die manier hoe jy een seisoen eindig, is dieselfde manier hoe jy volgende begin. As daar 'n ongelukkigheid is, en 20% van die kerk staan op, en hulle loop weg, en hulle begin 'n nuwe kerk. Dink julle die Here is gelukkig daar? Nee, dis nie hoe dit werk. Dis nie hoe dit, maar daar probeer ons dit, en ons so verblind, ek meen so, die een aand, dit was Augustus, ons het teruggekom van Israel af, dit was Augustus of September 2014, en ons, in ons huis het ons 'n ensuite badkamer gehad, en ek sit die badkamer se lig af, en ek loop so na die slaapkamer toe, na die bed toe, en soos ek so by die bed kom, is 'n klein hondjie gehad met 'n hondjie mandjie, daar stamp ek met my klein toontjie, daai mandjie raak. En die oomblik toe ek my toon daar stamp, toe hoor ek 'n stem vir my sê, jy is die blinde wat die blinde wil. Ek dink, hier was dit dan. My vrou lê in die bed, sy slaap, Arielkie was oudste netjie, sy is daar in die kot, en nou krap hierdie ding my, is die blinde, ek blind? Nee man, ek is mos nie blind, ek kan mos nou mooi sien wat die aangaan. En so praat die Here, maar net as jy hardkoppig is, en as jy eie wys is, dan gee die Here jou kans, maar dan begin hy harder praat, En daai September, ons was besig met die fees van, wat was dit? Ja, die loofhuttefees, Sukkot, die huttefees. So jy het die dag van trompette, jy het die dag van versoening, en jy die huttefees vir 7 dae lank. En in die fees word ek so siek, soos jy nie kan dink. Gaan na hospitaal toe, hulle doen al die scan op my longe en goed, en ekstra hulle, en toets my bloeddruk. So nee, ons kan niks vind by jou nie.
Maar ek kan sien ek is siek, ek is nie lekker nie, ek bewe so en hoe praat die Here met jou? Hy praat met jou. Ja. Maar toe is ons op die punt om nou te sê, ons gaan nou bedank hierso by hierdie kerk, ons gaan nou in Meyerton was daar 6 hektar plot, ons het daai plot was geskenk, die ouetjie wat daar gehuur het betrokke geraak by die kerk en hy het gesê, hy gaan sy werk los, hy is nou ook soos 'n sendeling en die idee was dat ons gaan 'n diensjaar daar oprig. Jong mense, ons gaan hulle daar leer van die wet en die feeste en hulle gaan Messianic missionaries wees, as dit so lekker Messianic missionaries. En toe ons nou terugkom van Israel, toe besef ons, nee, jette, ons gaan hierdie ding met gou-gou verander na 'n conversion center toe. Alle Christelike goed het ons verwyder, alle kruise en goed, en ons het begin kontak maak met die rabbies in Johannesburg. Ons gaan hierso heeltemal vir Joods op hierdie plot. Hulle moet ons toets en ons goedkeuring gee dat ons Jode is. En hierdie sal ons eerste basis wees en dan sal ons een kry in Israel. So hierdie kibbutz en dan 'n volgende kibbutz. As jy 6 maande hier en 6 maande daar tot ons nou die ding reg gekry het. En ek sê vir julle binne 6 maande het ons 5 gemeenteskerings beleef. Hoe die een groep wat weggebreek het, toe in 2 groepe breek en toe daai groep breek toe ook in 2 groepe en nagemaakte skynbeeld van eenheid in die gemeenskap weer, net om 2-3 maande verder groot ontploffing te hê en so dis hoe die vlees werk. As jy die vlees 'n kans gee, dan gaan hy aanstoot neem, want dis hoe hoogmoed werk. Hy gaan aanstoot neem, wie durf jy om my so te praat? Weet jy nie, ek is meer reg as jy nie. En die Here sê ons moet so maak en dis nie hoe die Here werk. So daar is ons nuwe gemeente en ons niks aanbidding nie. Ons doen al die Joodse goeders en ons het 'n ywer en my skoonfamilie kom kuier en hulle sê, o, Jesus, hierdie ding is so dood soos 'n klip, hulle wil nooit eens toe gaan. Ek sit nou daar op my eie woorde, maar dis die duidelike gevoel wat hulle gegee het. Hulle is Pinkstermense ook. En hulle sê toe, nee, wat gemaak julle? Nee, hierso is die Heilige Gees is nie. Ek vat soveel aanstoot, waarvan praat julle? Ons het die Torah hierso, ons het die Hebreëus hierso, ons doen dit amper soos wat hulle het in Handelinge gedoen het, jy weet, hulle het ook so gestaan en ek kan nie verstaan, waarvan praat hulle nie? Nee, dis hierdie mense. En daar kom die Here 2015. En Oktober, November, Desember, daai 3 maande en die Here begin werk in my. En ons het 'n vriend gehad, hy was op 'n uitreik Zimbabwe toe. Daar sê hy het 'n profeet ontmoet en die ou gee vir hom 'n sakdoek. En die ou sê vir hom, hierdie sakdoek was op 'n seentjie gesit wat dood was en die seentjie het lewendig geword. So ek gee hierdie sakdoek vir jou as 'n geskenk, bring hom terug Suid-Afrika toe. Die Here gaan jou wys wat jy met hom maak. En ergens het hy my vrou gesien by, ek dink een van die dienste, en na die dienst toe gaan hy voel toe hy moet hom vir haar gee. Want toe het hy nou al begin sien, hier is iets nie lekker in hierdie beweging. En hy was nog steeds betrokke, hy het nog steeds musiek gehelp, bly, maar in sy hart het hy begin op uitreike gaan, en begin evangeliseer op die strate, en hy het ook 'n dwelm agtergrond gehad, so hy ken die dwelmverslaafdes, en hy het 'n hart vir mense, en ek kon sien, ek kon sien iets is anders dan hom, maar nou kom hy nog steeds na die dienste toe, so nou kan ek nie sê, hy is nou weg, en hy het nou terug gaan kerk toe, hy kom nog steeds, en ek kom kyk hy vir ons, en dan bel hy mense in Potchefstroom, en kyk, en sê vir hulle, luister, ek gaan nou vir Hendrik kyk, bid vir hom, ek kom kyk hy vir my, en dan kan ek hoor hy praat, en dan kan ek hoor, maar hy praat sin, maar ek kan nie mooi verstaan, waar is hy nou? En so het hy nou hierdie sakdoek vir my vrou gegee, en soos die Here al lei, gaan sy en sy vat daai sakdoek en sy druk op my kussingsloop. En ons het aanvanklik het ons vasgesit na ons tweede dogtertjie se geboorte en stry ons oor die Bybel en oor Paulus en die Nuwe Testament en geloof en gehoorsaamheid en hoe werk dit nou met die wet en my vrou sê nee, sy gaan nie teruggaan na die gemeente toe nie. Nou sê ek, ekskuus,
Dis soos, jy is my vrou, ek is die assistent pastoor, nou kom jy nie terug nie. Dis soos, wel, ek kan nou die verskoning gebruik, het my vrou het net gekraam, soos sy bietjie swak, en sy herstel in by die huis, en ek weet nie hoe lang die verskoning kan hou nie, maar nou is ek op pad na die diens toe, en sê my vrou vir my, jy weet jy is mislei. Ek sê vir baie dankie my vrou, ek gaan nou goed staan en mense gaan mislei daarso, jy weet, ek weet dankie. En so het ons nogal erg woordwisseling gehad, en hier sien ek eendag, jy verander haar gedrag. Ek dacht, nou, jy gaan bykom. Jy het van die pad buite geraak, en die pad sê die olie, en sy begin my kantoor salf, en my lesenaar salf. Ek dink, ja, salf, is jou oog gaan opgaan, myne is nie toe nie, en jylle daar, een aand, gaan slaap ek, en daar kry ek 'n nagmerrie. Ek sal dit 'n droom noem, maar dit is eintlik 'n nagmerrie gewees. Ja, ek het vir jare nie gedroom. Jare en jare en jare. En dit was 2015, hier Oktober, lê ek in die aand en ek droom, ek is op 'n berg, mooi gras, hout, huis, en ek kom uit die houthuis uit, en hier verskyn lyk so 'n skerm, so in die lug, maar groot. En in die skerm is die duiwel se gesig. En nou kan ek mooi verstaan, wat gaan aan nie. En die duiwel sê vir my, hy gaan my wys hoeveel mag hy het. En hier verskyn een van die ouderlinge se vrou, haar gesig, en hier begin hy, die duiwel het soos 'n mag gehad om hierdie vrou se gesig te verander. Jy weet, van emosies en, nou kan ek sien, hier gebeur iets, maar nou dink ek, wat op aarde? En ek dink, ek het nie nodig om vir dit te kyk nie, en ek wys met die vinger so na hom, en ek sê vir hom, ek bestraf jou in die naam van Yeshua. En hy stop en hy kyk vir my, hy sê vir my, jy kan my nie bestraf nie, jy het oop deure in jou lewe. En hy druk sy hand hierdie skerm en hy gryp my. En toe hy my gryp, toe skrik ek wakker, daar lê ek in die bed, ijskoud, nat gesweet. Wat? Ek, oop deure in my lewe. Nou staan ek op, gaan na my kantoor toe, sit ek daar en dink ek, oop deure in my lewe, oop deure. Nou soos 'n goeie fariseer begin jy afgaan. Moenies, nee, moenie daar, nou, jy weet nou, wat dink ek nader, nee, yes, ek weet nie, waar is hierdie oop deur nie, weet jy, nou het ek my geplan, nee, nou dink ek, waar is hierdie oop deur, ok, ek kan nie die oop deur kry nie. En het my so seker vir 'n week, maksimum 2 weke geplan, want ek kon nie mooi verstaan, waar is hierdie probleem in my lewe? Hierdie was soos 'n nagmerrie, ek bly by jou vir 'n rukkie. En in daai tyd, lees ek 'n boek. Nou is ons besig by die kerk, met 'n donderdag aand Bybelstudie. En die Bybelstudie se naam was getiteld, The Greater Exodus. Nie veel al gehoor het van so iets nie. Soos die kinders van Israel uit Egipte uitgekom het, na die beloofde land toe, so sê Jeremia, sal die Here die kinders van Israel van al die volke terugbring na Israel toe. Daar gaan 'n ballingskap wees. En die ballingskap gaan eindig met 'n groot terugkeer na die beloofde land toe, groter as die van die uittog uit Egipte uit. So dis die Exodus, maar 'n groter Exodus. En nou is ek besig met hierdie Bybelstudie, want een week dan gee die hoofpastoor die les, dan een week gee ek die les. So help ons mekaar en ons gaan die deur en dis alles oor die 2 huise van Israel wat die een word. En die mense wat terugkom. En wat 'n profesie, want daar is soos 138 skrifte wat praat oor hierdie een word. Dis 'n groot tema in die Ou Testament, dis 'n groot tema. En ons dink ons is deel van hierdie mense. En ons wil nou mooi uitpleis hoe dit gaan werk. Gaan ons daar in Israel wees, gaan ons hier in Israel wees. Gaan daar eers 'n oorlog wees en dan gaan ons teruggaan. Gaan ons, jy weet, ons is nou ernstig hieroor. En in my boekeraak is daar 'n boek getiteld Operation Exodus, deur Gustav Scheller geskryf. En dit is 'n noodfonds wat gestig is om Jode terug te vat Israel toe. Van 1991 af doen hulle dit. Nou is ek besig met hierdie Greater Exodus en op 'n of ander manier dat die Heilige Gees my oog daai boek vang. En ek haal die boek uit die boekrak uit, nou Exodus, en hier begin ek hierdie ou se getuienis lees van 20 jaar
hoe hulle die Jode teruggevat het Israel toe. En hy haal dieselfde profesie aan waarmee ek nou besig is. Nou dink ek, wragtig, net hierso. Maar syne is nie 'n teologiese verduideliking van wat hy dink hoe dit moet werk nie. Syne is 'n getuienis van hoe die Here geld voorsien het, wonderwerke gedoen het, hoe die mense gekom het, hoe hulle die mense gevat het, presies soos die skrif sê. Nee, wragtig, nou lees ek verder. Naderhand dink ek, Jesus, okay. Hy haal dieselfde skrifte aan wat ek nou studeer, maar hy gee 'n getuienis, nie 'n teologiese opinie. Ek dink ek, okay, dit is interessant. En in dieselfde tyd stuur my vrou vir my 'n e-pos, en in die e-pos is daar hele ry dokumente, en die e-pos gaan oor die ontnigtering van valse bewegings. En toe sy die e-pos skryf van haar sussie af, toe dink sy, Jesus, Henry gaan nie van hierdie dinge. Want dit sê daarso hierdie Israel beweging, hierdie 10 stamme, mense wat sê hulle is Israeliete, hierdie is valse bewegings en goed, en toe dink sy, nee, as Henry hierdie ding kry, nou is daar moeilikheid. Maar hier voel sy, dis die regte tyd, en sy moet op my stuur. En sy stuur hom vir my, en die heel eerste, dit was my aanvanklike reaksie, nog een van daai. Ek het al baie van daai gehad, ek het al baie van daai gelees, en ek het al met almal van hulle verskil. Maar in my binneste voel ek toe, okay, ons praat van the benefit of the doubt. Jy het al hoor van dit. In cricket praat jy van the benefit of the doubt. En ek dink toe, okay, as enige van die dokumente die Bybel ten minste gebruik, dan is ek bereid om te lees, want ek kan lees in die Bybel vir myself uitmaak wat ek dink waar staan. Praat die ou nou wat daar staan, of praat hy 'n klomp nonsens? Maar toe sê ek myself, as enige een van hierdie net opinies is, en hulle gebruik nie die Bybel nie, dan gaan ek sommer dadelik net delete klik. So ek is bereid om oop te maak en te kyk, begin die persoon sy argument verstaan, of sy verduideliking verstaan, waarvandaan kom hy, waartoe gaan hy, wat sy skrifte gebruik hy, en as hierdie ouens Bybel gebruik, dan sal ek lees, en hier begin ek lees. Jy bent swart, nee, ek het hom al klaar, hier doen daai, en hier is so 3 dokumente, van omtrent die 15-20, wat ek toe oopmaak, en ek begin te lees. En hier so haal hulle 1 kronieke aan, en 2 kronieke, en Jeremia, en ek dink, wag. Ek het 'n Bybel, en ek lees, ja, hulle het die versie reg aangehaal. Nee, daai vertaling, haal die Hebreëus uit, lees om die Hebreëus, ken jy, die vertaling is reg, en nou dink ek, wag, waar staan dit? Gaan ek terug, lees ek weer, so ek het hierdie al 100 keer, hoe kry hulle hierdie versie hier so, wag. En soos ek daar lees, maak die Here my oë oop. En hy wys my, ek is vir 6,5 jaar al besig met 'n valse lering. En ek sê vir julle, dis nie 'n maklike ding nie. Dis regtig, dis 'n traumatiese ding. Om te weet, vir 6,5 jaar was jy besig om mense te mislei. Ek het mense gesien, uit die kerk het kom saam met ons die feeste leer, Hebreëus leer, saam met ons feeste vier, saam met ons ondersoek en studeer, net 'n paar jaar later, om my braaivleisvuur te staan, en hy sê, ek glo nie meer in Jesus nie. Ek glo nie in Paulus nie, ek glo nie in Jesus nie. Die hele Nuwe Testament is 'n valse getuienis, dis alles nagemaakte goeders, dit kan nie is nie betroubaar nie, ek glo net in die Ou Testament. En as dit die eerste keer met jou gebeur, dan dink jy, nee, okay, dis 'n geïsoleerde gebeurtenis. Maar as dit met jou 10 keer gebeur, oor 6,5 jaar, dan die jare na ek uitgekom het, dit nog steeds gebeur, en jy kan duidelik die proses identifiseer, waardeur mense gaan. Die toestand waar my persoon was hier, en die oortuiging wat hy gemaak het, en hoe dit gebeur het. En dan die volgende een, en die volgende, tot waar mense gaan van in die kerk, na uit die kerk, in die Hebreëse beweging, na uit die Hebreëse beweging uit, waar hulle die hele Bybel verwerp het, ateïste word. So, na die 10de keer kan jy nou dadelik agterkom, hier is 'n probleem.
Nie net 'n probleem nie, maar hier's 'n patroon. En daai patroon begin by Galasiërs 3 vers 1. So julle kan julle Bybel oopmaak. Ek sien ek is verby my tyd. Jammer Christus. Ek moet nou hierso stop. Okay, Galasiërs 3 vers 1. Kom ons maak hierdie die laaste versie. So Galasiërs is die een brief wat Paulus die gemeente glad nie bedank of beaam vir enigiets nie. Hy begin baie ongelukkig. En hy begin en hy sê, hoe is dit dat julle so vinnig verval het van Christus af? Van die evangelie af? Nie van Christus af, maar na 'n ander Christus toe, na 'n ander evangelie toe. Galasiërs 1 vers 6 en 7. En dan kom hy en hy sê in Galasiërs 3 vers 1, dan sê hy, o onverstandige Galasiërs, ek hou so van die Engels wat sê, you foolish Galatians. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower? Betower. In die Grieks baskaino. Wie het die vermoë gehad om jou te fascineer? Wat is dit? Wie het 'n mag uitgeoefen op jou om jou aandag weg te trek van Christus af en dit daar te hou? Hy sê, om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, julle vir wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Hy sê, julle is onverstandig. Iemand het jou bedrieg, iemand het iets met jou gedoen. Ek meen, as jy daai in die Engels gaan opsoek, daai woordjie betower, bewitched is die Engels, daai is 'n bose mag. Dis 'n krag van die bose wat op die kerk uitgeoefen word om jou weg te vat van Christus af. Jou weg te vat van Christus af. Weet, Derek Prince het hierdie mooi ding gesê, is 'n kragtige stelling. Hy het gesê, alle valse leerstellings en valse bewegings het hierdie een ding in gemeen. Dit sal die kruis van Christus en Christus marginaliseer, een kant toe skuif en iets anders beklemtoon. So dis nie die verwerping van die kruis nie, dis net beklemtoon iets anderste bo die kruis. Sodat Christus alleen nie genoeg is om jou voor die Vader te regverdig. Ons van die woordjie regverdig en ons vervang hom met die woordjie aanvaar. Jou aanvaarding voor die Vader is in Christus. Ja. Hoe werk dit? Jy moet besef, jy moet tot die einde kom van jouself. Dis hoe ons gered is. Jy besef, yes, ek het groot probleme. Buiten al my sondes, ietsie binne in my, jaag my na die sonde toe die hele tyd. En toe hoor jy, ja, jy het 'n probleem. En jy besef toe, jy het 'n probleem. Jy ervaar die probleem, die las van sonde. En toe waarop jy gesê, Christus kan jou help. Hy kan alles wat jy verkeerd gedoen het, wat in jou gewete jou pla, hy kan dit wegwas, jou skoon was, jou gewete. En hy kan jou hart verander en jou vrede by God gee. Amen. En toe sê jy, ja, yes, Here, dis die waarheid, ek kan myself nie help. En toe help my Here is die gebed wat uitkom. En toe, na daai gebed, kom die vrede van God. Romeine 14, vers 17 sê, geregtigheid, vrede en vreugde in die Heilige Gees. Hy sê, die koninkrijk van God is nie in spys of in drank nie, maar in aanvaarding by die Vader. Vrede met God. Vreugde wat kom as gevolg van die vrede en die aanvaarding, die herstellende verhouding. En hy sê, dit moet in die Heilige Gees wees. So nou kom Paulus en hy sê, luister, ek het hierdie gemeente gestig van Galasië, sê. Ek het hier kom preek.
Hy sê, ek het vir julle opgebou in Christus, julle het die prediking aanvaar, julle is toe so in Christus verenig. En toe, wie het gekom en vir julle iets anders te gesê? Wie het vir toe vir julle kom sê, julle moet die wet onderhou en in Christus glo om voor God aanvaarbaar te word? Want nou is dit die gospel plus. Ja, julle heidene, julle kan in Christus glo, dit is okay, maar God wil ook hê. Dit is een ding om 'n persoonlike oortuiging te hê. Dit is 'n ander ding om die persoonlike oortuiging almal se oortuiging te maak. Waar jy het 'n roeping. En die Here sê as gevolg van die roeping op jou lewe, los hierdie dinge en doen daai ding. Nou leef jy so. Nou gaan jy en jy vat daai oortuiging en jy sê, okay, kerk, luister, almal van julle moet nou 3 uur in die oggend opstaan en jy moet so gaan bid vir so lank. Jy moet so nou is jy besig om 'n reël te maak, 'n wet te maak vir almal. Maar die Here het dit vir jou gesê persoonlik. Dis wat nou hier gebeur. Paulus sê hierso. Vers 2, dit alleen wat ek van julle weet. Het julle die gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Was jy by God die Vader aanvaarbaar gemaak deur Christus, die prediking van Christus oor jou lewe, en dat jy tot die einde van jouself moet kom en hom moet aangryp? Ja, dis hoe dit gebeur het. Nou sê hy, nou moet jy daarin bly. Hoe werk dit nou? Dit werk nou so. As ek wil groei in die gees, en as ek wil gelei word deur die gees, moet ek aanhoudend bly in die plek van nie op my eie insig staat maak nie. Spreuke 3 vers 6, ken hom in al jou weë en hy sal jou paai gelyk maak. Moenie in jou eie insig en jou eie vermoë leef nie. Kyk na hom. Gaan na hom toe. Bly in daai plek van afhanklikheid van hom. Maar nou sê Paulus, iemand het vir jou 'n rad vir die oog gedraai. Iemand het vir jou gesê, nee, dis reg en goed, jy glo in Christus. Jy bely hom. Maar jy weet eintlik nee. Hierdie dinge is so belangrik vir die Here. Jy moet so aan en so aan en so aan. Jy moet. En wat nou gebeur is, as jy nie daai goed doen nie, Jesus nee, ja, die Here gaan jou straf, weet. En hierdie goeders is nie, dis nie vark eet, skaapchoppie eet. Het niks te doen met my verhouding met die Here en die Heilige Gees wat ek nou bedroef nie. Nou skryf ek my boek 2016, nou skryf ek. Die Here sê my skryf jou getuienis. Nou krap hierdie ding my, die vark. My vrou het gesê, byker is nie vark. Jy weet, want sy het nooit geweet, byker is vark nie. Toe het ek vir een dag gesê, nee, byker is vark. Dis is, nee, nou dink sy daaroor, nee. Sê nie. Vark. In ieder geval, nou bid ek, Here, hoe is dit, dat as iemand nou vark eet, dat die Heilige Gees bedroef? Want jy sien, vark eet, Sondag, Kersfees, Paasfees, al hierdie tipe goed word gegooi in 'n kategorie, dat as jy hierdie goed doen, dan is jy verwyderd van God. Of as jy dit doen, dan gaan jy van God verwyder word. Daar word 'n gewig in dit gesit, soos iemand wat nou die Heilige Gees bedroef. En vir baie lank sit ek en ek kou hierdie ding en ek dink oor hierdie ding. Hoe is dit? Wat sê die Here? En daar is dit so duidelik vir ons Romeine 14 vers 17. Matteus 15. Kom die Here Jesus en hy sê, dit wat in jou mond ingaan, is nie dit wat die hart besoedel nie. Dis nie dit wat skeiding bring tussen jou en God nie. Maar die boosheid in jou hart, wat uit die mond uitkom, dit maak skeiding tussen jou en God. So, die prioriteit, die fokus van wat geestelik is en wat vleeslik is, dit word omgedraai. Nou is die fokus op allerlei vleeslike dinge, en wat dan gebeur is, die vlees word weer opgewek,
maar onder die vaandel en dekmantel van godsdienst. En so, daar is nog vele meer om te sê, maar ek wil vir ons afsluit in 'n gebed. In 'n gebed. Kom ons, kan ek vir ons staan? Rek 'n bietjie die bene. Ek sê toe Here, so wat is die antwoord teen godsdienst? Is dit om al die verkeerde dinge daar buite te probeer die teenbewyse te gee vir elke valse leerstelling? Kyk, jy gaan baie lank besig wees. En Here vat my toe na 2 Petrus hoofstuk 1 toe. En hy sê nie, die antwoord teen godsdienst is 'n lewendige verhouding. Want daar's 'n mooi Engelse getuienis wat sê, he that has an argument will always be at the mercy of him that has a testament. Hy wat net argumente het, gaan altyd onderdanig wees en ondergeskik wees aan hom wat 'n getuienis het. Maar hy wat 'n getuienis het ontmoeting met God gehad. So jy kan vir my allerlei argumente gee, as ek gaan en bid en ek hoor wat sê die Here, dan is jou argument ondergeskik aan wat die Here sê. Want ons dien 'n lewende God. Hy praat met ons. Hy openbaar homself uit die woord uit in ons. So dis my boodskap vandag aan julle. Kom ons sit Jesus eerste. Sit hom eerste in 'n verhouding. Kom ons sluit die oë. Ons dierbare Hemelse Vader, hoe lieflik is dit as die kinders by mekaar kom om u woord te hoor, om u troon van barmhartigheid en genade te nader in die kosbare naam van ons Here Jesus. Die woord sê vir ons kan met vrymoedigheid u troon nader, want daar is vir ons 'n nuwe lewende weg oopgemaak deur die bloed van die Here Jesus. U wat ons sondes vergewe, ons gewete reinig, u wat ons deur u bloed gekoop het en nou 'n eis op ons lewens het. U eis dat ons sal leef vir u. U sê vir ons so duidelik in Matteus 16 vers 24, as ons u disippels wil wees, dan moet ons onsself verloon, ons kruis opneem en u volg. En dit is my begeerte, dat ons daai woorde ernstig sal neem. Dat ons nie die vryheid wat ons het, waarmee u ons gekoop het, op enige manier sal gebruik om die vlees te bevredig, maar dat ons sal leef en groei in die gees, dat ons sal groei in die kennis van u, dat ons u woord sal ken, dat ons u stem sal ken, dat ons in u sal bly, Johannes 15, en veel vrug sal dra, en dat ons as kerk sal een word met u, en een word met mekaar. Want u het gesê, en dit is hoe die wêreld sal weet, dat die Vader my gestuur het, is wanneer ons een is met u, en een is met mekaar. Ek dank u Here hiervoor, ek bid, dat u hierdie gemeente sal seën. U het hulle gebedsversoeke gehoor vanoggend, Here, vir hulle eie gebou, vir 'n herder, en ek vra Here dat u hulle sal spoedig beantwoord. Ek vra dat u aan hulle u wil sal openbaar, waarvoor is hulle hier in Orania vir 'n tyd soos nou. U sê die oes is ryp en die arbeiders is min. U sê vir ons, my kerk moet 'n huis van gebed wees vir alle nasies. U sê dat wanneer die kerk 'n huis van gebed is, dan kan die kerk verheerlik word. Haggai 2 vers 8 en 9, want daar's 'n heerlikheid in die laaste dae wat u oor die kerk wil uitstort, om die kerk 'n bruid te maak, Here. Dat ons skoon en rein kan wees, dat ons u kan ken, soos wat u ons ken, Here. Dat ons sal groei in liefde. Ek dank Here dat u getrou is, dat u ons nooit begewe of verlaat nie.
En ons bid dit, Vader, in die naam van ons Here Jesus. Amen. Amen.